Hartlike goeiemôre, vandag is petroldag, né? Maak seker my boetie en sissa, jy kry jou petrol. Ek sê dit elke week. Ons kan ons op fumes rondry nie. En daar's ook nêrens in God se woord van 'n krywannige Abba nie. Ons is hier om mekaar te lei in God se woord. Halleluja. My naam is Dani Gerber en ons weer 'n voorreg en 'n eer om saam met u te kan kuier rondom God se woord. En vandag gaan ons 'n bietjie gepraat oor rentmeesterskap. Nou, wat is 'n rentmeester? Nou, 'n rentmeester is iemand wat aangestel is om besittings, iemand se geld, hulle eiendom te bestuur en op te pas, nie te besit nie. So met ander woorde, dis nie joune nie. Jy bestuur dit net. Jy pas dit net op. Dit is wat 'n rentmeester is. Nou, baie mense dink omdat hy nou 'n vrou getrou het of sy het 'n man getrou, want kyk, baie vrouens is ook maar baie 'n rentmeester in daai geval waar dit besitlik is. So jy's myne en klaar, en dit is finies en klaar. Maar baie kere is dit 'n geval waar 'n man as hy 'n vrou gevat het, dan is dit sy besitting. Dit is syne. En hy kan doen en sê en maak wat hy wil met haar en sy moet maar net ja en amen. Want die woord sê mos die man is die hoof van die huis en die vrou moet onderdanig wees. So sy moet daaronder wees, sodat sy net die vloerlap is en gebruik word in goeders. En dit is nie wat 'n rentmeester is nie. God het vir my en vir jou aangestel as 'n rentmeester. Nou, hierdie boodskap is eintlik meer gemik op mans, as ek dit so kan sê. Want God het ons aangestel as die hoof, die priester, die profeet van jou huis. En wat maak ek en jy met die mense wat God in ons hande geplaas het? God het my en vir jou aangestel as 'n rentmeester. Nou, in baie gevalle is die man, het hy sy tekkies gevat en gehardloop, dat hy is nie volwaardig in die posisie waar hy moet wees nie, waar God hom aangestel het nie. So nou is daar 'n vrou, en is 'n mamma, wat nou die rentmeesterskap moet oorvat. So nou vandag is hierdie boodskap dan ook vir die vrou. Wat maak jy met die mense wat God in jou hande geplaas het? En hoe behandel jy hierdie mense wat hulle vir jou gee? En hoe moet jy dit doen? Nou, daar's so 'n paar stappies wat ou kan doen om dit reg te doen volgens God se wil. In die eerste plek, ons bid vir mekaar. Ons bid vir ons kinders. Ons bid vir die mense wat God in ons hand geplaas het. Miskien is dit nie jou kinders wat by jou in die huis bly nie. Miskien het jy huurders wat by jou bly, want jy kan dit nie bekostig om alleen te bly nie. Het God hulle vir jou gegee? Absoluut. Jy is nog steeds 'n rentmeester oor daai mense ook. So wat moet jy doen? Ons bid vir hulle. Die tweede plek, jy het 'n onvoorwaardelike liefde wat jy toon. Jy's nie selfsugtig nie, jy's nie haatdraand nie, jy's 'n liefde, 'n goddelike liefde. Nie 'n lasliefde, maar nou die pastoor Dani het gesê, ons moet nou lief wees vir hulle. Nee, ek praat nie van daai liefde nie. 'n Onvoorwaardelike liefde, 'n goddelike liefde wat die Here vir my en vir jou gee. En derdens is ek en jy moet 'n lewende voorbeeld wees. Want ek kan nie die rentmeester van my huis wil wees, maar ek skop my vrou en ek klap die hond en ek by die kinders en dit is net chaos in my huis nie. Ek moet 'n lewende voorbeeld wees om mense kan sien dat ek is 'n rentmeester van my huis, van waar God my ook al aangestel het, by my werk, die mense wat saam met my werk, is ek 'n rentmeester vir hulle. So dit is belangrik, laat ons hierdie goeders uitleef. Hoor wat sê God se woord vir ons in 1 Timoteus 2. Hy sê hierso, in die eerste plek vermaan ek dan, dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegging gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuies op die regte tyd, waartoe ek aangestel is as 'n prediker en apostel. Ek sê die waarheid in Christus, ek lieg nie, 'n leraar van die heidene in geloof en waarheid. Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef, sonder toorn
en twis. My boetie en sissa, dis belangrik dat ek en jy 'n rentmeesterskap ernstig opneem. Dis nie my besitting nie. Ek is aangestel om jou te help, jou op te pas. Dis waarvoor ek daar is. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord. Dankie, Here, dat U ook vandag met ons praat, dat ons rentmeesters moet wees oor ons huisgesin, oor die geliefdes wat U in ons hande geplaas het. Here, help ons, dat ons nie hulle sal seermaak met ons tong en met ons hande en met ons liggaam, Here, maar laat ons hulle sal opdra en sal versorg, soos wat U ons opdrag gegee het om te doen. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig die evangelie en wees 'n rentmeester. Geseënde dag, God bless.